Ek hou daarvan as die Gees van die Here vryheid het en vryheid van teels het om te werk. Weet dat die Gees van die Here baie keer inwerk. Baie keer wil ons die Here in 'n hoekie druk en 'n boksie druk. Here, jy kan net hierdie doen vanoggend en dit is dit. Ek hou nie van dit. Ek hou nie van dit. Want dan voel ek die Here kan nie bereik wat hy wil bereik. Net dit in hoe die Here vanoggend kan werk. Jy weet dat hy wil maar hy wil net mense losmaak, hy wil mense genees. Hy wil mense in hulle harte praat. Hy wil hê dat as hy vir jou 'n spesiale boodskap het, dat jy vanoggend jou ore moet spits en dat jy moet luister. Jy moet nie vanoggend vasgevang wees in jou wêreld en die dinge daar buite nie. Halleluja. Kind van die Here, ek wil vir u sê, weet jy, dis my lekker. Ek geniet dit vanoggend. As ek sien die mense begin so te beweeg, dan weet ek dit is waarvoor die Here ons geroep het. Die liggaam van Christus moet aan die gang kom. His body should be working. Dit is nie net een wat vanoggend gaan werk, maar almal moet vanoggend werk. Almal het 'n deel gekry, of het net een die gawes gekry. So ek lees daarom nie die skrif alleen so nie. Almal. Dit is vir ons almal gegee. As jy dit vanoggend ontvang, is dit jou. Halleluja, prys sy heilige naam. Ek eer Koning Jesus. Ai my vriend, jy is so leidend. Halleluja. Is julle bly en dankbaar om nog hier te wees vanoggend? Amen. Glory to God. Dit is so lekker om in die huis van die Here te wees. Ek wil sê die heiligheid van die Here te wees. Halleluja. Nou moet ek begin preek. Moet ek begin? Waar begin ek? By die begin. Halleluja. Wie van u was al ooit vasgevang? Wie was al ooit in boeie gewees hier? Wie het vandag die hand opsteek? Maar weet jy, baie keer, terwyl ons hier sit ons in die tronk. Baie keer beweeg ons al buite rond, dan loop ons in 'n tronk rond. Baie keer is ons te bang en te skaam om die evangelie van Christus te verkondig aan 'n wêreld daar buite. Ek weet, dit is maklik seker vir my om te sê, want ek staan hier voor met 'n mikrofoon en ek kan dit hardop sê, julle kan my hoor. Maar weet jy, in 'n wêreld hier buite, in 'n verloorgaande wêreld, kom ek meer en meer agter dat ouens wat sê ek's 'n Christen, waarom te praat oor dit wat belangrik is. Weet jy, ek kyk in hierdie laaste week of wat, en ek weet nie wie van u kyk gereeld YouTube nie. Nou dit is nou maar iets wat ek nou maar geniet om baie keer te kyk. Ek hou daarvan om die reise te sien, hierdie ouens wat in Israel ingaan en dan 'n paar ouens wat getuig oor hulle lewens en ouens wat Christelike of kom ek sê maar Christelike gedeel. En ek kom op hierdie week kom ek agter daar's baie meer YouTubers. Dis nie baie nie, maar daar's 'n handjie vol van hulle wat besig is om hulle platform te gebruik tot die koninkryk. Hulle getuig daaroor. Hulle sit versies daarby. Ouens wie jy gedink jy het nooit so iets sal doen nie, sit goedjies daarby en dan dink jy, Here, hierdie ouens is so bereidwillig om dit te doen. Ek wat hier in 'n kerk sit gedurig deur, is te bang om my tyd is om 'n skrifgie net te deel. Want nou kry ek backlash van iemand af. Is dit nie? Ons is baie keer so versigtig om iets vir iemand te sê, want as ek dit vir hulle gaan sê, wat gaan hulle van my dink? As ek ietsie gaan doen, wat gaan hulle van my dink? Nou, iemand bel my gisterand en ek weet sy gaan, ek het wel gesê, sy moet die video kyk. Ek sal nou nie sê wie dit is, sy bel my gisterand en sê vir my pastoor, gister was ons by my seun se rugby wedstryd. En terwyl hulle by die wedstryd is, ek weet nie wie van die was onlangs by 'n rugby wedstryd nie. So langs die veld is daar altyd daar's so 'n ander vibe wat daar. Dis gewoonlik die span wat wen, wat opgewonde is, en die span wat is of verloor wat so 'n bietjie negatief is. En die ouens wat gewoonlik so 'n bietjie aan die agterkant is van die telbord, hulle harte en hulle gemoedere is nie so vol nie. Wel is vol, maar nie vol van blydskap nie. Hulle wil altyd ietsie sê. En dan begin hulle om mense te intimideer en sleg te praat. Ek weet nie of u al ooit so iets beleef het in die lewe nie.
Weet jy of jy al gesien het langs 'n veld hoe ouens so kwaad raak mekaar gryp en hier op die veld gryp hulle mekaar en dan spoel dit oor na die ouers toe die ouers kom van die paviljoen af, die kinders kom afgehardloop en dan wil almal net so 'n bietjie aan mekaar trek. Nou ek het geleer in my kort lewe dis 'n handsak-geveg daai. Ons trek so 'n bietjie aan mekaar. Maar goed, hierdie mamma sit langs die veld en iemand agter haar skree dat die skool in wie haar seun is nie 'n goeie skool nie. Wil nou nie die woorde vanoggend gebruik nie. En sy raak kwaad in haarself. En sy dog toe nee, Here, ek gaan niks sê nie. En die vrou hak af en sy sê weer dieselfde ding. En die vrou se man hak toe af en hy sê toe, maar mevrou, ek dink jy is hier. En toe begin die striweling nou in hulle harte. Ja. Nou raak ons kwaad. Nou raak ons ongelukkig. En nou is ek ewe skielik in hierdie tronk vasgevang, of in hierdie boei en hierdie kettinge. Want waar jy nou? Jy sien, want as 'n trap vir my uitgesit, nou het ek in hierdie trap getrap. Hoe kom ek nou hier los? As ek in die tronk is, hoe kom ek uit? Kom ons stap hier net uit die tronk uit? Nee. Hoekom kan ons nie net uit die tronk uitstap? Want as jy 'n gevangene is jy daar, jy moet 'n straf uitdien, is dit nie? Baie keer daar van jou vonnis en hoe lank jou vonnis is, maar as jou vonnis nie te lank is nie, dan bly jy nie te lank nie. Maar as jy 'n lang vonnis het, 'n lewenslange vonnis het, dan moet jy daar bly totdat jou tyd uitgedien is. Hoe lank is lewenslang? In Suid-Afrika is dit 25 jaar. In Engeland is dit 15 jaar. Ek werk eendag by 'n ouer huis en ek stap verby 'n oomie en hy sê vir my, weet jy wat? Hy sê ek is nou in 'n lewenslange vonnis met my vrou. Ek kan nie uitkom nie. Hy sê plaas ek het maar in Engeland agtergebly, daar my eerder moeilikheid gemaak, 15 jaar in die tronk gebly en uitgekom en was ek nie in hierdie tronkstraf nie. Nou kind van die Here, baie keer raak ons vas. En jou vrou is nie 'n tronk nie, hoor. Wil jy net sê, jou man is ook nie 'n tronk nie, het was net 'n grap. Soveel grap was 'n grap. Jy mag lag. Maar weet jy wat, dat baie keer is ons vasgevang en ons het nie hoop nie. En in ons midde van ons hoop weet ons nie waarheen om te hardloop nie. En baie keer, ek weet nie of u dit al gedoen het nie, maar wanneer ek in moeilikheid is, wil ek eers kyk hoe kan ek daar uitkom. Nee. Ek wil eers kyk wat kan ek self doen om hier uit te kom. Is dit nie? Ag kom nou kind van die Here, moenie vir my sê ek sê enigs nie wat baie keer so redeneer nie. Ek soek my uitweg. Here, ek het hierdie gemors opgeëindig, hoe gaan ek uitkom? Nee, ek gaan gou 'n plan try maak. Baie van ons, as ons in 'n finansiële krisis is, weet jy hoe slinks is die bank? My bank doen dit aan my. Nou sien ek het net 'n sekere bedrag in my rekening loop. Dan gaan ek in my bankie app in. Dan geef my so screen daar, dan sê vir my, jy kan soveel by my kom weer. Dan dink ek, dis mos nou maklik. Dis maklik. Ek mag leer goed daar geld. En dan hoe lank bly ek in my tronk? Hoe lank voordat ek uit daai tronk uitkom? En dan volgende maand as my salaris inkom, gaan my geld net so weer vir daai bietjie wat ek geleen het. En nooit sien ek weer die opvangs nie, want nou sit ek heeltyd in hierdie ding. Ek kom nie los nie. Ek bly altyd in hierdie ding vasgevang. Kind van die Here, wanneer ons eie uitweg soek, dan val ons in 'n tronk vas. En wanneer daar nie uitkomste is nie, dan wonder ons, Here, waartoe van hier af? Waartoe van hier af? Waartoe van hier af? Nou Handelinge 16, vers 22 praat oor twee manne, en Tannie Christa het nou vanoggend opgesit, en ek is so dankbaar, want dit bevestig eintlik dit wat ek vanoggend aan u wil voorhou. Handelinge 16 vers 22 sê, en die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer, en bevel gegee om met stokke te slaan. Nou, as jy nie weet van wie ek vanoggend oor 'n week bedien nie, dis Paulus en Silas. Paulus en Silas, net voor hierdie gedeelte, het 'n vrou wat beseend is van 'n waarseer gees, het hulle die waarseer gees uitgespreek, of laat uitjaag. En ek weet nie of jy weet nie, wanneer daar met jou geld gemeng word,
dan raak ons bietjie kort van draad oor die algemeen op, nee. Nou hierdie klomp Romeine, hier in Filippi, is toe nou redelik kwaad vir Paulus en Silas, want nou kom hulle agter by die vrou kan nie meer sê nie, so hulle kan nie geld uitmaak nie. Nou is hulle kwaad vir hulle. So wat doen hulle met hulle? Nou word hulle geslaan. Weet die kind van die Here, baie keer dan bring ons die evangelie aan iemand. Ekskuus. En as ons bang as ons die evangelie bring, dat hulle ons met stokke gaan slaan. Ons is bang dat iemand gaan dink, hierdie ou het nou iets verkeerd gesê, of dalk het hy die waarheid gepraat, en dit is iets wat hulle moes hoor. En nou vlieg maar, ek wil dit nooit weer doen nie, want hierdie ouens hardheid teenoor my vriende. Weet die kind van die Here, ons moet vreesloos raak, vir die woord van die Here. Ons moet 'n bietjie bold raak. Weet jy, ons is bold as ons in iets glo. As ek 'n passie vir iets, dan is ek bold vir dit. Weet jy of jy dit al agter nie? As ek 'n passie het vir iets, sal ek alles in my vermoë doen om dit daarvoor te advocate, soos die Engelsman sal sê. Ek sal vir dit staan ongeag wat. Ek sal my deel doen solank as wat ek dit kan promoveer. Maar weet jy wat van die Here ons baie keer te skaam om uit te gaan, en weet jy Paulus en Silas hier doen wat die Here vir hulle beveel het om te doen. Ja, amen. En hulle word geslaan. Hulle word gemartel. Hulle word hier net in die volgende vers, en toe hulle met baie slag gegee het en hulle in die gevangenis gewerp het, en die tronkbevader bevel gegee het om hulle sorgvuldig te bewaak. Weet jy wat gebeur volgende met hulle? Nou gaan hulle tronk. Nou gaan ek tronk toe. Nou nie van ons wil in 'n tronk sit nie. En baie keer kind van die Here is dit nie jou eie toe doen nie, maar baie keer is omstandighede druk jou ook in 'n tronk in. Maar weet jy in vers 25, ek wil dit gou vir julle lees. Hy sê en om vers 24. Hy sê hy het toe omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste van die gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. Nou die binneste is waar al hierdie skelms sit. Nou sit hulle in die middel van al hierdie ouens wat in die tronk moet wees. Al die ouens wat aangekla is. Al die ouens wat regtig skuldig is. En hulle voete word vasgemaak. Nou ek weet nie of u voete al ooit vasgemaak is nie. Kan jy loop as jou voete vasgemaak is? Beweeg jy gemaklik as jou voete vasgemaak is? Ek weet nie wie was se been was dalk onlangs in gips nie, maar as ek ouens sien wat se bene in gips is, hulle sukkel ook so bietjie om te loop. As Reinhard nou vanoggend nie was, kon ek nou gesê met sy knie saamloop, hy het nou vanoggend 'n bietjie moeilik. Maar jy besering opgedoen het. Maar wanneer jou voete weggevat is, kan jy nie meer gemaklik loop nie. Ja, amen. Wanneer jy in omstandighede sit, kind van die Here, wanneer hierdie probleme kom, en wanneer jy voel, Here, maar ek is nou onder druk, en ek het geen meer hoop nie, dan gaan sit ek maar 'n bietjie stil. Weet jy, daar is geskryf wat sy sit, of wees stil en wag dat die Here vir jou die geveg veg? Ja. Die skrif sê dit, en dit is goed. Word stil en die Here met jou kan praat. Baie keer is ons haastig. Maar weet jy wat, wanneer ons in hierdie diep gevangene is, is daar iets anderste wat ons moet doen. Wanneer ons in hierdie omstandighede sit, wanneer ons voel, Here, ek kan nie meer langer stil bly nie, want jy weet, baie keer, dan raak ons so lang stil. Weet jy, Lea, as ek so vinnig dit mag sê, het gaan stil word, hy gaan lê. Toe hy nou verjaag word. En wat doen die engel toe hy by hom kom? Hy sê vir hom, neem en eet, word versterk, moenie nou moed opgee nie, jou einde is nog nie in sig nie. Weet jy, kind van die Here, baie keer dan voel ek my einde is in sig. Ek is nou in die tronk, ek het nie meer hoop nie, ek het nie meer blydskap nie, halleluja. Baie keer wanneer ons in 'n tronk sit, dan voel ek, Here, ek het niks opgewondenheid nie. Wanneer laas ons so 'n bietjie opgewonde gewees? Laas toe die Blouwille gewen het? Kyk die rugby nie. Dankie Vader. Net nie die bulle nie is. Waarvoor laas was jy 'n bietjie opgewonde gewees in jou hart?
Yes, amen. Wanneer laas het daar net so 'n bietjie opgewektheid by jou opgekom, terwyl jy in die omstandighede sit? Yes. Jy sien, baie keer kind van die Here, dan wil ons 'n antwoord hê op ons omstandigheid. Baie keer wil ek sê, maar Here, ek wil nie in hierdie omstandighede sit nie, maar ek sit net hier, want dit is gemaklik om te sit. Dit is so. Weet jy, toe ek ondergrond gewerk het, toe sê hulle vir my, dat elektricians ondergrond, ons was slegtricians genoem. Hulle het gesê, al wat die elektricians ondergrond doen is, op die steenkoolmyne, ek kan nou nie vir die goudmyne praat nie, want anders gaan iemand my nou hier pak gee. Maar in die steenkoolmyne, dan haal hulle net hulle toolbox uit, maak die paneel oop en sit hier so, dan kerm en klaar hulle by hulle hier by die boks. Dit is waarom julle ons gespot het. Jy so die omstandighede, ag Here, ek moet nou hierdie draadjie vasmaak en losmaak. Wat ook al mag wees. Ja. Maar weet jy, kind van die Here, baie keer kom ons in omstandigheid en ons wil gaan sit. Yes. Ons wil gaan sit. En ek wil dink, ag Here, my voete is vasgebind, my hande is vasgebind. Waarheen gaan ek? Here, ek kan nie beweeg nie. Het jy ooit so gevoel? Ja. Het jy ooit gevoel, ag Here, ek is nou in 'n kwart Nelson. There's no way out now. Ek is klaar, dis u kapot met my. My omstandighede is te veel vir my. Die druk van buite af is te veel op my. Here, daar's net een uitweg en dit is dalk uit die lewe uit wat my uitweg is. Baie keer, dan voel ons dat die korter uitweg is die uitweg wat ons moet volg. Ja. Baie keer voel ons, Here, maar dalk moet ek net opgee. Here, dalk moet ek maar net terug aan die pad waarlangs ek gekom het, want die pad waarlangs ek gekom het soveel makliker gelyk. Ja. Die pad waarlangs ek gekom het my minder distels en dorings gehad. Kind van die Here, baie keer sit ons en ons wonder, Here, wat doen ek nog in hierdie omstandighede? En Here, hoekom bly ek vashou aan U? Hoekom hou ons vas nog aan die Here? Yes, amen. Weet jy dat die Here vir elke keer 'n deurbraak gestuur het? Yes. Weet jy toe jy in die bloed geleen gespartel het, toe hy kom afdroog en hy kom versorg? Ja. Weet jy elke keer wanneer jy op die laagste is hy op sy naaste aan jou. Maar dan kom jy hom nie ervaar nie, sodat jy hom nie toelaat om deel van jou prentjie en jou storie te word nie. Yes, amen. Baie keer is die Here maar net ons derde wiel. Here, jy kan net inkom wanneer dit moeilik gaan. En wanneer dit goed gaan. Nee, Here, ekskuus. Nie vandag nie. Weet jy, baie het ek al gesien dat mense, of ek's op 'n plek eendag, en ek praat met 'n jong ouetjie, en hy sê vir my, ja pastoor, ek's 'n kind van die Here. Ek sê, okay, dis goed. Hy sê, ja, ek sit mos elke dag sit ek Bybelversies op my status. Ek sê, okay my vriend, dis jy so sê. Jy sien wat dit wat jy op jou status sit, sê getuig nie wat in jou hart aan die gang is. Dis die waar. Weet jy, kind van die Here, dat ons aksies en ons dade bepaal eerder wat ek vir iemand anders te wil laat glo. Ek kan met 'n vrome gesig in die kerk instaan. Ja. Weet jy, ek kan vanoggend so ver gaan, ek kan elke geluid namaak wat gemaak moet word in die kerk, en niemand sal weet dat ek in 'n stryd sit nie. Ek kan elke beweging maak en maak asof ek okay is, maar diep in my hart is ek nie okay nie. Ek kan. En weet jy wat, ons doen dit. Ons doen dit. Ons wil net nie iemand moet sien, hier's iets in my wat nie lekker is nie. Here, ek wil dit net wegsteek, want my tronk is 'n lekker plek om in te sit. Hoe lank? Weet jy hoe langer jy in die tronk sit vanoggend, hoe dieper en dieper word jy in 'n gat afgetrek. Is dit nie wat die skrif is nie, dat die skrif sê, the joy of the Lord is my strength. Wanneer ek by die blydskap van God uitgekom het, dan het ek sterkte ontvang. Vers 25 in die Handelinge 16 sê, en omtrent midderdag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Weet jy, kind van die Here, baie keer in ons omstandighede, dan wil ons dink, nee, Here, dalk moet ek net niks sê nie. En ek weet, partykeer is dit goed, maar ander keer, weet jy, kind van die Here, moet ons net so 'n bietjie begin bid. Ons moet net so 'n bietjie begin sing. Weet jy, die vyand nie om jou, wat hier om jou sit, want hy sit nie om jou. Hy maak jou vas met kettinge. Hy maak jou vas.
so 'n bietjie stywer vas. Hoe verder en verder en hoe minder en minder ons bid, weet jy wat doen hy? Kan ek dit gou net doen met jou? Hy gooi so tou om jou en hy trek jou so 'n bietjie vaser. Later kan jou arms nie meer beweeg nie. Jy het ooit gesien in die movies dan wys hulle op plak hierdie ouens se monde toe. Jy het dit gesien. Plak hulle monde toe want hulle net nie praat nie. O, kind van die Here, as jy net kan besef vanoggend dat jou krag en jou sterkte lê ook in daai oomblik wanneer jy so 'n bietjie uitroep, wanneer jy so 'n bietjie begin bid in jou omstandigheid, wanneer jy so 'n bietjie begin sing, wanneer jy so 'n bietjie net begin nou oproering maak, want weet jy wat, kind van die Here, baie keer verwag die Here van jou om nie net stille swyg te hê nie, maar dat daar iets in jou binnekant moet uitroep en sê, Here, halleluja, ek roep uit na U, Here. Ons is baie keer te bang om te sing voor mense. Ons is baie keer om te bang om te bid voor mense. As iemand my moet hoor bid en ek sê nie, ek praat nie van op die straathoeke nie. Ek praat net van so 'n bietjie in jou binnekamer, so 'n bietjie in jou kar, so 'n bietjie daar in die winkel. Net so 'n bietjie daar waar jy op jou eie is en ek weet ons wil nie altyd in die winkel bid nie want dan gaan mense dink ek soek aandag. Ek praat nie van daai tipe gebed nie. Ek praat net van daai hartgebed wat so 'n bietjie uitroep na Koning Jesus. Daai gebed wat so 'n bietjie in jou omstandighede so 'n bietjie laat harder roep. Weet jy ek het nou die dag toe kom die vraag my op. Ek en my vrou gesels gereeld hieroor. My pa spot my altyd en sê ek skree op Jesus as ek bid. En ek het sy ry nou die dag en ek sê vir weet jy hoekom doen ek dit? Want ek gee nie my hart kans om te dink aan die vrese daar buite. Ek bid harder, sodat ek kan in my hart weet, ek het nie tyd om te luister na my gedagtes wat hardloop nie. My gedagtes moet onderworpe word aan dit wat God vir my gegee het. My hart moet onderworpe word aan God. En halleluja, wanneer ons onsself onderworp aan Hom, kind van die Here, wil ek vir jou sê, daar is iets in jou binnekant wat gaan gebeur. Daar is iets wanneer jy uitroep, halleluja, daar is iets wanneer jy uitroep, Here, halleluja, daar is iets wanneer jy sing, daar is iets wat gebeur, wanneer jy so 'n bietjie met Koning Jesus besig raak. Weet jy, daar's 'n storie van 'n vrou wat 'n heks was. Sy vertel, hulle kry 'n opdrag om 'n pastoor te gaan doodmaak. Hulle kom by sy huis aan, hy's nie daar nie, hulle besluit hulle vergryp sy kind. En hulle hou die kind aan. En terwyl hulle die kind aanhou, moet hulle die kind doodmaak, want dit is die opdrag wat hulle gekry het. En hulle sukkel om hierdie kind dood te maak. En die kind bid heeltyd in tale. Hierdie kind bly in tale bid. Bly in tale bid. En na die tyd kom hierdie pastoor en die pastoor bid ook en hy praat met die Here en die Here sê vir hom, nee, moenie nou jag nie. Moenie nou iets doen nie, jy gaan nou moeilikheid maak, wag. En op die regte tyd kom hy by hulle aan. En die pastoor loop so na hierdie vrou toe hy aanhou kry eventueel en sy kind is ongedeerd. Hy loop na toe en hy gee vir haar 'n drukkie. Hierdie vrou se getuienis is terwyl hierdie kind besig was om tale te praat. Weet jy wat daai kind uitgeroep? Sy deeltyd of hy of sy, ek kan nie onthou wat dit was nie, deeltyd die wapenrusting aangetrek. Terwyl hulle in 'n taal praat, al wat hierdie duiwelaanbidders kan hoor, is dat hierdie kind is besig. He or she is putting on the full armor of God. She's protected by the blood of the Lamb. Hallelujah. Wanneer jy vanoggend net so 'n bietjie uitroep, wanneer jy so 'n bietjie bid in jou omstandigheid, weet jy wat, kind van die Here, dan is daar oproering in die hemel. Hallelujah. Because God is busy fighting your battle. Hallelujah. Jy is nie meer besig om te veg, maar hy is in jou stryd vanoggend. Kan ek vir sê wat sê die volgende vers 6? Hy sê skielik daar 'n groot aardbewing, soos 'n fundament van die gevangenes geskit het. Dan kan dit nie anderste dat hier 'n opskudding kom nie. Dan kan dit nie anderste dat hierdie boeie wat jou vasbind, dat dit moet afval nie. Halleluja, want wanneer daar lig, en kom weet nie dat duisternis kan die lig oorweldig nie. Maar lig
oorweldig duisternis. Halleluja. Hy, kind van die Here, hy wil ek vanoggend vir jou sê, weet jy, dit het tyd geword, dat ons weer 'n bietjie die Here toenooi, na ons omstandigheid toe, dat die Here weer hier bietjie in ons harte kan kom inwerk, weet jy, as daai groot aardbewing moet gebeur. As jy nou vanoggend 'n aardbewing in hierdie plek moet wees, dan gaan ons almal op die Rigterskaal wil gaan kyk. Hoe groot was hy, is dit nie? Ons eerste reaksie is, hoe was 'n aardbewing hierdeur? Weet jy of jy agterkom, die laaste 2-3 weke was jy al so 2 of 3 aardbewings op mekaar wat wil gewees. Ek weet nie of jy dit geervaar het nie. Dis 'n paar kere wat die skokgolwe deurbeweeg en jy kom dit nie agter nie. Weet jy, baie keer, kind van die Here, kan ek dit vir sê, terwyl dit so by my opkom, baie keer is daar skudding in jou lewe, terwyl die Here vir jou aanraak, maar jy sien dit nie raak nie, want jy is so vasgevang in die omstandigheid. Here, kom net in wanneer ek jou nodig het. Here, sien tog net raak, want nou raak dit te veel vir my. Kind van die Here, dink jy nie lankal al, moes hy al saam met jou in hierdie tronk gewees het nie. Dink jy nie lankal al, moes jy al gesê het, Here, hierdie boeie om my voete, liewer hierdie blokke, Here, dit wat mense vir my daar buite sê, dit maak my seer, dit maak my ongelukkig. Dink jy nie al, dit is al bietjie tyd, kind van die Here, dat jy sê, halleluja, Here, ek gee dit terug aan U. Here, daai siekte toestand van my, Here, die dokter sê vir my, daar's dalk nie 'n kans vir oorlewing nie. Wanneer gee dit oor vir die Here, suster? Amen. Wanneer nooi jy bietjie die Here in en sê, Vader, neem dit van my af weg. Here, lank genoeg dra ek hierdie laste. Hoeveel laste dra jy saam met jou vanoggend? Die wêreld se laste hang op jou skouers. Jy loop so gebukkend. Wil jy nie net vanoggend sê, Here, gee dit terug aan U vanoggend. Here, ek nooi U in. Here, ek roep U aan. En wanneer ek nie meer weet wat om te sing nie, of wat ek nie weet wat om te sê nie, dan sing ek. Weet jy, ek het op 'n stadium toe ek hierdie gedeelte bedien het, op 'n ander plek. En ook nie op dieselfde wyse wat ek het vanoggend bedien nie. Maar het ek geglo daai dag, dat Paulus en Silas het gesing, Touching Jesus is all that matters, and your life will never be the same. There is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. En weet jy hoekom het ek dit gesê? Want hulle het hom aangeroep daar. Hulle was nie stil nie. Halleluja, hulle was nie bekommerd nie. Hulle was nie omgedop en gedink, Here, maar daar is nie meer hoop vir my nie. Here, my plek is leeg. Here, ek gaan dit nie meer maak nie. Hulle het geweet, Here, as ek U aanroep, as my stem harder raak, halleluja, dan moet daar iets gebeur. Kind van die Here, halleluja. Hoor wat sê die tweede gedeelte, hy sê en onmiddellik het al die deure oopgegaan. En die boeie van almal het losgeraak. Weet jy, kind van die Here, baie keer in jou omstandigheid, is jou huis saam met jou in die omstandighede. En hulle almal sit saam met jou. En hulle weet nie eens dat hulle saam met jou in dit sit nie. Wanneer jy jou deurbraak kry, dan val al die belaste af. Dan val al hierdie boeie af. Halleluja, wanneer daai lig op die horison deurbreek, en jy sien dat God se genade op jou skyn, dan begin daar vir jou deurbraak te kom, en ag, kind van die Here, laat my toe dat ek dit vanoggend vir u sê. Weet jy wat, hier soveel van u wat sit in hierdie plek vanoggend. So baie van u wat hier sit en sê, Here, ek is so vasgebind. Here, ek is so vas. Here, ek voel net ek kan nie loskom nie. Here, ek voel net ek het nie meer hoop nie. Here, ek weet nie meer waar om te gaan nie. Gaan ek links, dan gebeur dit. Here, gaan ek regs, gebeur dit. Here, probeer ek vorentoe gaan, dan word ek agtertoe gestoot. Ek het ooit gedink, dat as jy werklik waar vanoggend net aan hom oorgee, as jy net werklik waar sê, Here, ek
Ek weet dat U is in my bootjie vanoggend. Ek weet U is in my stryd saam met my vanoggend. Ek weet dat hierdie boeie om my enkels is nie te groot nie. Here, ek weet dat hierdie boeie wat my hande vashou is nie te sterk nie. Ek weet as ek vanoggend die naam oor elke ander naam aanroep, Here kan daar vir my 'n deurbraak kom. Maar jy moet glo vanoggend. Jy moet dit glo vanoggend. Maak dit joune. Maak dit joune. Amen. Vers 27 sê, en die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring. En die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jou slaaf kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. Weet jy wat, hierdie tronkbewaarder het gehoor wat Paulus en Silas mee besig was. Weet jy dat almal in daai tronk het daai aand gehoor waarmee Paulus en Silas was? Ja. En weet jy nie, een van hierdie ouens wat in die tronk toegesluit was, het net uitgehardloop nie, alhoewel hulle almal bevryding gekry het. Ja. Hulle het almal gewag vir die tronkbewaarder. Ag kind van die Here, kan ek vanoggend net vir julle vinnig deel ook, dat die volgende vers, of die volgende paar verse, dan gaan Paulus en Silas na hierdie tronkbewaarder se huis toe, en hulle lei sy hele familie tot bekeertenis, en hulle almal kom tot inkeer. Kind van die Here, baie keer wanneer jy uit jou omstandighede uitkom, is daar 'n getuienis wat jy na buite moet dra. Jy moet vir iemand gaan vertel oor die goedheid van Jesus. Jy moet vir iemand gaan vertel, hey, ek was eens op 'n tyd vasgevang, en hierdie, maar dankie Here, ek het my losgekoop, ek is vandag vry, en weet jy, as jy dit vir iemand gaan getuig, gaan hulle ook kan sê, maar nou kan ek uit my tronk uitkom. Weet jy dat jou getuienis bring die ander tot bekeertenis? Weet jy dat wanneer ons so 'n bietjie ophou net fokus op dit wat hier om ons gebeur en ons begin uit te loop met die goedheid van Jesus. Met die goedheid van Jesus. Ons begin dit verander te vertel. Begin daar verandering in daai mense se lewens te kom. Dit kos een ou woord. Ek weet nie hoe lank het Paulus en Silas gesing nie. Ek weet nie hoe lank het hulle gebid nie. Maar ek wil vir julle sê, dit maak nie saak hoe lank hulle gebid het nie. Dit maak nie saak hoe lank hulle gesing het nie. Because God had a plan. Die Here het vir hulle weggemaak. En hy kan dit ook vandag vir u doen. Hy kan dit vandag vir u doen. Ek wil net 'n vinnige kort getuienis nog met u deel. Met die Tweede Wêreldoorlog, met die konsentrasiekampe wat daar was, is daar van die mense wat, of van die vrouens wat in die konsentrasiekampe ingedruk was in Duitsland, as ek nie verkeerd kan onthou nie. En hierdie vrouens is almal in 'n kamer by mekaar, en hulle is gelowiges. En hulle begin op 'n stadium om elke aand, begin hulle toe om Bybelstudie te doen. Maar hulle die slegste kamer van almal. Hulle die vuilste kamer van almal. Maar elke keer wanneer almal in hierdie kamer inkom, wil die tronkbewaarders wil nie hier inkom nie. Die tronkbewaarders wil nie naby hierdie kamer kom nie. En op 'n stadium toe die oorlog nou verby is en hulle kom daar uit, loop hulle na die tronkbewaarders toe en vra hulle toe nou, hoekom wil julle nie in hierdie kamer ingekom het nie? En die tronkbewaarders sê, daar was vlooie in hierdie kamer, ons was bang dit spring op ons. Maar weet jy wat, dat die Here beskik vir hierdie mense in daai ou kamertjie, om 'n plek te hê waar hulle by mekaar kan kom, waar hulle kan getuig oor die goedheid van Jesus. Halleluja, baie keer in die omstandigheid, dan dink jy, Here, hier is nie 'n gesonde plek vir my om te wees nie. Maar die Here kan dit vir sy glorie gebruik. He can use it to his glory this morning. Jou omstandigheid lyk vir jou vanoggend asof dit 'n dooie plek is. Dit lyk soos 'n mismoedige plek. Lord, it's a place of failure. Wil ek vir jou sê vanoggend, dis nie 'n plek van failure nie. Dis 'n plek waar God met jou kan ontmoet. En hy kan in jou hart kan werk. Hy kan jou aandoen vandag met krag. Hy kan jou vanoggend seën en hy kan jou salf. Halleluja, as jy net vanoggend sê, Here, ek gee oor aan U.
Ek wil net 'n laaste skrif met u deel vanoggend en dan is ek klaar. Dan sal ek ophou skree. Hy sê in Habakuk 3 vers 17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en aan die wingerdstok geen vrug sal wees, die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailand geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle wees nie. Nogtans, sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. Halleluja, jy is nie vanoggend in jou stryd nie. Jy is nie vanoggend alleen daar nie. As jy net so 'n bietjie jou stem wil vanoggend verhef, as jy net so 'n bietjie wil uitroep en net sê, Here, U is my blydskap, U is my vreugde, Here, U is my oorwinning, Here, U is my beskutting. Jakobus 1 vers 2. Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, die dag wanneer julle in allerhande versoeking is. Vers 3 sê hy, want dit bewerk julle lydsaamheid. Weet jy dat jou omstandigheid is nie besig om jou af te trek vanoggend nie, but it's busy shaping you into what God wants from you. Baie keer moet ek in 'n tronk gaan sit. Baie keer moet ek vasgevang wees. Baie keer moet ek daar sit, want iets in my moet afsterf, sodat Christus in my kan opleef. Maar Christus kan nie in my opkom nie voordat ek hom aanroep nie. Christus kan nie in my herleef nie voordat ek hom daai kans gee om in my te leef nie. Kind van die Here, wil jy nie vanoggend hierdie oggend gebruik om aan die Here oor te gee in die volle en te sê, Here, ek gee oor aan U. Here, ek loof U. Here, ek aanbid U. Here, in my omstandigheid, Here, al voel ek nou in hierdie oomblik nog vasgevang, weet ek dat U maak 'n weg vir my. As jy wil, kan jy sê, touching Jesus. Ek weet nie wat is die gunsteling koortjie nie, dis my gunsteling koortjie. Wanneer ek voel, dinge pak my, dan hardloop ek na touching Jesus toe. Want dit gaan vir my daaroor dat ek met hom in aanraking wil kom. Ek weet dat geen een kan my die moeilikheid uitred nie. Ek weet net Jesus alleen kan. Amen. Is daar iemand is vanoggend? Is daar iemand is vanoggend wat voel, Here, my omstandighede is te veel vir my. Is daar iemand is wat voel, Here, hierdie boei om my enkels is te styf vir my. Wil jy nie die vrymoedigheid vat vanoggend om vorentoe te kom dat ons vir U kan bid nie asseblief. Ek gaan dit nie lank uitreik nie, ek wil dit nie onnodig uitreik nie. As U die vrymoedigheid het, stap vanoggend vorentoe. As jy daar nie gebed wil hê nie, kan jy net kom en sê, Here, ek kom lê my laste voor U neer. Here, ek kom gee dit aan U oor. Here, ek wil nie alleen meer aan dit dra nie.
Julle hierso is nou 3 verjaarsdae. Ek sien nou net een van hulle hier vanoggend vir die komende week. Dis Tiaan Jansen van Vieren, wat nou nie hier is nie. Matthew Berg, senior, kom nou nie hier nie. Sy siek. En dan Tannie Pat, ja, ook in hierdie komende week. Waar is Tannie Pat? Ons wil net agter, ook goed. As sy nou terugkom, ek wil ons wel bid. Here, dan wil ek julle net gaan herinner, vanaand 5:00 is daar weer diens. Prys die Here, julle so opgewonde. Enthousiasme. Wees net opgewonde, dit is so lekker. Ons kom weer uit na die huis van die Here toe. Julle is ons nou uit hierdie stryd uit. Of het ek julle in die stryd in gepreek? Vanaand of vanmiddag 5:00 is daar weer 'n diens. Amen. Ek wil net iets sê. Ek kry ek moet dit sê. Julle moet onthou, net soos wat julle ander vergewe, Amen. so sal God julle vergewe. Amen. En julle moet dit onthou. Yes, amen. Onthou vandag die vrot ou tannie se woorde. Vergewe. Amen. Net soos julle dis waar. lê die Here moet vergewe. Dis waar. Amen. Tannie Eileen is baie oulik, ons is baie lief vir haar. Numeri 6:24 sê dit, die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Amen. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kon geniet weer vandag om by die huis van die Here te kom. Here, dankie dat ons weet dat U was hier, U is nog steeds hier. Here, dankie dat ons ook weet vanmiddag met vanmiddagse diens gaan U ook hier wees. Here, dankie dat U met ons gewerk het vandag. Dankie Here vir die omkeer wat U in ons omstandighede bring. Dankie vir die ontmoeting, Here, wat U met ons gehad het, maar nie net wat U met ons gehad het nie, maar wat U met ons die res van die dag gaan hê. Here, gaan saam met ons, dat U Gees, Here, die naprediker sal wees van dit wat ons ontvang het, en bring ons ook weer veilig vanmiddag terug. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen.